Hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees so rondom sy woord. Ons is die Here dankbaar dat ons vanmôre weer kan stil staan by Jesus se gebed vir sy disippels, maar ook vir sy kerk, vir sy weergeborenes. En as u wil weet of u deel van die kerk van die Here Jesus is, of deel van die weergeborenes, vra u self die vraag af, was daar 'n oomblik in my lewe toe ek besef het dat ek verlore is, buite God se koninkryk gebore, op pad na God se oordeel? Ek wil jou vra, toe jy hierdie bewuswording ontvang het jy jou bekeer tot God, het jy bely dat jy 'n sondaar is, dat jy jouself nie kan red nie, maar dat Jesus die enigste redder is, het daar 'n verandering in jou lewe gekom? Kan jy vanmôre sê, eens was ek duisternis, nou is ek lig in die Here? Die Bybel sê, as ons dit kan getuig, dan kan ons met sekerheid sê, ons behoort aan die Here Jesus. Dan verander alles in my lewe. Daar is 'n liefde vir God se woord, daar is 'n liefde vir gebed, daar is 'n liefde vir die huis van die Here, daar is 'n haat vir sonde. Daar is al hierdie dinge wat positief in my lewe gebeur, terwyl al die negatiewe, die ou lewe in my lewe verdwyn. Nou Jesus sê, hy bid vir sy kerk, hy bid vir sy disippels, hy bid vir sy weergeborenes. Hierdie disippels van die Here Jesus, vriende, was manne wat later ook apostels was, manne wat namens God hierdie waarheid neergepen het. Die Bybel sê geïnspireer deur die Heilige Gees is hierdie woord neergepen. U en ek is nie apostels nie, maar ons is disippels van Jesus. 'n Disipel beteken 'n leerling van Christus, en ons leer soos God uit sy woord vir ons sy waarheid openbaar en verklaar. Jesus bid dat ons as kerk van die Here Jesus een sal wees. Dis die eerste gedagte waarna ons gekyk het. Hy bid dat ons sy blydskap volkome in ons sal hê, dat ons bewaar sal word van die bose, dat ons geheilig sal word in die waarheid van die woord, en vanmôre dan dat ons vrugbare getuies vir hom sal wees. In Johannes 17 vers 18 lees ons hierdie woorde: soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur, en ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. U sien, God die Vader stuur die Here Jesus met een doel voor oë, en dis om die evangelie van die koninkryk van God te verkondig. Jesus begin ook daar in Matteus 4 en hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. In elke boodskap van die Here Jesus kom hierdie gedagte baie duidelik na vore, dat hy die gestuurde van God is, dat hy die een is wat die boodskap van vrede kom verkondig, dat die mens wat in rebellie teenoor God staan, gered kan word uit genade, deur geloof in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Hy self as seun van God, wat later die offer aan die kruis sou bring, verkondig die evangelie, dat hy die redder is. En na sy opstanding, vriende, kom die Here Jesus en hy verskyn aan sy disippels en hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, dieselfde waarvoor hy bid in Johannes 17, dat hulle getuies sal wees. Nou vriende, om 'n getuie van die Here te wees, beteken eenvoudig om te getuig van die Here Jesus Christus. Om nie altyd oor jouself te praat nie, maar om te praat oor Christus die verlosser, en hoe hy ook jou sonde kon vergewe het, en jou lewe nuut kom maak het. Om 'n getuie te wees, beteken eenvoudig om jou mond oop te maak en te praat, maar ook te sorg dat jou lewe in ooreenstemming met dit is wat jy dan verkondig. Die Bybel sê vir ons is sout van die aarde en lig van hierdie wêreld. Sout gee smaak, sout bring verandering. Vriende, sout werk die verderf teë. Die Bybel sê ons is lig, in die duisternis skyn die lig. Ons weet dat die duisternis die lig nie kan oorweldig nie. 'n Klein liggie in 'n groot vertrek maak dit so sigbaar dat almal mekaar kan sien. En daarom sê die Bybel vir ons dat ons vrugbare getuies vir die Here moet wees. Jesus kom na sy opstanding en hy sê daar in Matteus 28 vir sy disippels hierdie volgende woorde. Dit is my so kosbaar as 'n mens lees hoe die Here Jesus ook afskeid neem van hulle. Hy sê, Jesus het nader gekom en met die disippels gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Kyk hierdie wonderlike boodskap. Jesus sê, alle mag in die hemel en op aarde behoort aan hom. U het reg gehoor, die duiwel het geen mag, behalwe vir die mag wat God hom van tyd tot tyd gee, om sekere dinge te doen. Alle mag behoort aan die Here Jesus Christus, in die hemel en op aarde. Nou kom die Here Jesus en hy sê, in hierdie krag moet julle gaan, om disippels te maak, om volgelinge te maak van Christus. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat hierdie boodskap moet verkondig word dat Christus die redder is. En nou, ek is met julle
Deur God se Gees wone in ons, sy krag werk in ons, sodat ons hierdie opdrag dan ten uitvoer kan bring. Daarom vra ek vir jou, ek vra dit vir myself, is ons as kerk van die Here Jesus getuies? Is jy as individu 'n getuie vir die Here Jesus? En bid jy dat die Here getuies sal opwek? Want jy sien, die Bybel leer vir ons, dat die Here Jesus sê, dat die oesvelde is ryp, maar die arbeiders is min. Die oes staan op die land, vriende, die ongereddes is legio in die tyd waarin ons onsself bevind. Maar die Here roep ons op om getuies te wees. Hy bid, Vader, ek bid dat hulle vrugbare getuies sal wees. As jy bely jy is gered en jy is nie 'n getuie nie, is daar 'n groot probleem by jou. Jy kan miskien sê ek is skaam, ek is teruggetrokke, ek is 'n introvert, dan is dit geen verskoning nie. Gaan kyk na die 12 apostels. Hulle almal het verskillende persoonlikhede en temperamente gehad. Die Here kies introverte, die Here kies ekstroverte, maar almal het dieselfde boodskap: gaan dan heen en verkondig die evangelie. Party mense, vriende, het meer moed as ander, maar sorg dat jy die evangelie verkondig. Kry geleenthede, skep geleenthede, bid dat die Here geleenthede daar sal stel. Of dit nou met die petroljoggie is, of dit nou met 'n bierman is, of dit nou by die golfbaan is, of dit nou daar by die supermark is, of dit nou is daar waar jy die bande gaan verander, of dit by die skool is, of waar ook al. Sorg dat jy 'n geleentheid gebruik om iets oor Jesus Christus aan ander te verkondig. Miskien 'n traktaatjie in iemand se hand te sit, deur jou lewe 'n getuie te wees, sodat mense ook gered kan word. Daarom is dit belangrik dat ons sal sien dat die Here Jesus bid, dat ons getuies sal wees. As u deur die Nuwe Testament werk, en daarmee gaan ek afsluit, sal u sien, vriende, dat daar nie een van God se kinders stil was oor sy waarheid nie. As die Here gered het, dan die Here ook hulle monde geopen om die waarheid te verkondig. En nou weet ons daar in Handelinge, die Heilige Gees is uitgestort daar in Handelinge, die 1ste hoofstuk, en ons lees dat die Here hierdie, of die belofte van die Heilige Gees, en in Handelinge 2 word die Heilige Gees uitgestort. En nou sê die Bybel vir ons dat die mense in Jerusalem het daar gebly en hulle was bly oor hierdie waarheid en hulle het nie uitgegaan soos die opdrag van die Here Jesus vermeld in Handelinge 1:8 om die evangelie te verkondig nie. Wat doen die Here? Hy stuur 'n vervolging. En die Bybel sê hierdie vervolging het veroorsaak dat die Christene oor die lengte en breedte van daardie land verstrooi was. En vers 4 sê, en die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. Hulle was nie kwaad vir die Here, omdat hierdie vervolging gekom het nie. Hulle was nie kwaad vir die Here, omdat hy nou hierdie vervolging gestuur het in Jerusalem, en die kerk eintlik uitmekaar uit laat spat het nie. Nee, hulle het gegaan en die evangelie verkondig. Baie keer is Christene so besig om te kla en te mor en te moan oor wat aangaan in Suid-Afrika, maar hulle vergeet, ons koninkryk is nie van hier nie, is van die hemele. Ons is op pad na die heerlikheid van Christus. Ons moet getuies wees. Vriende, vra die Here vir krag, vra hom vir wysheid en vir genade, dat u en ek getuies sal wees. Ten spyte van wat aangaan in die land, dat ons nie moet 1001 vrae sal worstel nie, maar dat ons sal sê, Here, hier is ek meld aan vir diens. En soos Jesaja in Jesaja 6 sê, toe die vraag gekom het, wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? Toe sê Jesaja, Here, hier is ek, stuur my. Ek is gewillig om hierdie boodskap wat my vrygemaak het, hierdie verlosser wat my nuut gemaak het, hierdie een wat sy bloed vir my gestort het, sodat ek onskuldig verklaar kan word voor God, dat ek hierdie boodskap sal uitdra aan elke nasie, taal, volk en stam. Mag die Here vir ons genade gee, vriende, dat ons getuies sal wees. Daar die pragtige liedjie sê, maak disippels van die hele wêreld. Laat die kindertjies na my toe kom, soos die Vader my stuur, stuur ek jou ook. Maar voordat jy gaan, antwoord my vraag, het jy my lief? Ons liefde vir God sal ons dryf om die boodskap van verlossing te verkondig, sodat mense ook gered kan word, sodat Christus se liefde versprei kan word, sodat sy verlossing in harte werksaam kan wees. Mag die Here ons genade gee, mag ons wysheid gee en ons getrou vind in hierdie saak, want hy bid vir ons, dat ons getuies sal wees. Ons moet dit bid vir die kerk van die Here Jesus, en ons moet gewillig wees om te gaan, om so die evangelie uit te dra. Seën vir u, mooi dagie verder. Ons sluit môre af met hierdie gebed, wanneer ons kyk, Jesus bid, dat ons aan die einde van ons aardse stryd sy heerlikheid sal aanskou. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.